Waarom het sonde die wêreld binnegekom? Hoekom huil die wêreld? Hoekom is daar pyn waar daar liefde moes wees? Hoekom voel dit soms asof iets dieps binne in ons gebreek is? As God alles goed geskep het, waar het dit dan verkeerd geloop? Wanneer het lig plek gemaak vir duisternis? Wanneer het gehoorsaamheid verander in opstand? Wanneer het sonde sy eerste tree in die wêreld gegee? Die oomblik toe alles verander het. Aan die begin was daar volmaaktheid. In Genesis 1 sien ons 'n wêreld sonder vrees. God praat en dit is goed. Hy skep die mens, plaas hom in 'n tuin, wandel saam met hom. Daar was geen skaamte nie, geen skuld nie, geen dood nie. Maar toe kom Genesis 3. 'n Stem fluister in die tuin. Het God werklik gesê? Genesis 3:1. Dit was nie net 'n vraag nie, dit was twyfel. Dit was die begin van wantroue. Adam en Eva moes kies om God te vertrou of om self te besluit wat reg en verkeerd is. En met daardie keuse het sonde die wêreld binnegekom. Nie omdat God dit wou hê nie, maar omdat die mens God se gesag verwerp het. Romeine 5:12 verduidelik vir ons, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, daardie oomblik het alles verander. Die gevolge van sonde. Skielik het skaamte die plek van vryheid ingeneem. Vrees het gekom waar daar eens vrede was. Die mens het weggekruip vir God. God roep, "Waar is jy, Adam?" Genesis 3:9. Nie omdat God nie geweet het nie, maar omdat die verhouding gebreek is. Sonde het skeiding gebring tussen mens en God, tussen mens en mens, en ewen tussen mens en die skepping. En daardie breek leef vandag nog voort. Romeine 3:23 verduidelik ook vir ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Sonde het nie net die wêreld binnegekom nie, dit het die menslike hart binnegekom. Waarom is dit dan so belangrik om dit te verstaan? As ons nie verstaan waar sonde begin het nie, sal ons nooit verstaan hoekom die wêreld redding nodig het nie. Sonde verduidelik vir ons hoekom die wêreld gebroke is. Hoekom ons 'n innerlike stry in onsself het. Hoekom selfs goeie mense verkeerde dinge doen. Maar hier stop die storie nie. Want waar sonde begin het deur ongehoorsaamheid, het hoop gekom deur gehoorsaamheid. Romeine 5:12 is so mooi wat vir ons wys, soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal daar deur gehoorsaamheid van die een baie tot regverdig gestel word. Waar Adam geval het, het Christus opgestaan. Duisternis ontmoet hoop. Sonde het die wêreld binnegekom deur 'n keuse, maar verlossing het gekom deur 'n kruis. God het nie weggedraai van 'n gebroke mensdom nie. Hy het nader gekom om te verstaan waarom sonde begin het, om ons te help om te verstaan hoekom genade so kosbaar is, hoekom Jesus nodig was, hoekom daar nog steeds hoop is. Die verhaal begin nie by sonde nie, maar dit eindig by verlossing. Amen.